As die pad voor jou lank raak, jou voete begin moeg raak, staan vas in sy woord, sy beloftes leef altyd voort. Hy roep jou by jou naam, hy los jou nooit alleen. As jy val, staan weer op, hy is die kussing onder jou kop. Goeiedag geliefde, ons probeer ons voete vind. En ons gaan vandag na die besonderse verhaal kyk van Biljam en sy donkie. En ons kry dit in Numeri 22, dit is 'n redelike lang gedeelte wat ek gaan saam met jou lees. Luister en neem net waar wat gebeur hier. So die eerste gedeelte wat ons lees is waar koning Balak kom om vir Biljam te oorreed om die volk van God te gaan vervloek. Die Here sê nie, hy moet nie gaan nie, Biljam sê nie, hy wil nie gaan nie, maar Balak hou aan. En dan lees ons die volgende stukkie geskiedenis. Daardie nag verskyn God aan Biljam en sê vir hom, die man het nou gekom om jou te kom haal, gaan saam met hulle, maar jy mag net doen wat ek vir jou sê. Biljam het hierdie oggend sy donkie opgesaal en met die amptenare van Moab saamgegaan. God het kwaad geword toe Biljam gaan, en die engel van die Here het vir Biljam in die pad voorgestaan om hom te keer. Biljam het op sy donkie gery, en 2 van sy amptenare was by hom. Toe die donkie die engel van die Here in die pad sien staan, met 'n ontblote swaard in die hand, het die donkie uit die pad gedraai en in die veld ingeloop. Toe Biljam die donkie slaan, om hom in die pad terug te bring, gaan staan die engel van die Here in die smal pad tussen die wingerde, met 'n muur aan 2 kante. Toe die donkie die engel van die Here gewaar, skuur die donkie teen die muur langs, en druk Biljam se voet daarteen vas. Biljam slaan hom toe weer. Toe gaan die engel van die Here verder, en gaan staan in 'n noue plek, waar daar nie kans was om enige kant toe uit te draai nie. Die donkie het die engel van die Here gesien, en het onder Biljam gaan lê. Biljam het so kwaad geword, dat hy die donkie met 'n stok geslaan het. Toe laat die Here die donkie praat, en die donkie sê vir Biljam, wat het ek jou aangedoen, dat jy my nou al 3 keer geslaan het? Biljam het geantwoord, jy hou my vir die gek. As ek 'n swaard by my gehad het, het ek jou doodgemaak. Toe sê die donkie vir Biljam, is ek nie die donkie waarop jy nog altyd gery het nie? Maak ek altyd so met jou? En Biljam antwoord, nee. Die Here het Biljam se oë oopgemaak, en hy het die engel van die Here in die pad sien staan met 'n ontblote swaard in die hand. Toe buig Biljam voor die engel. Biljam sukkel om sy voete te vind. Hy het lekker vasgestaan toe Moabse mense die eerste keer daar by hom aangekom het, maar soos hulle die geld en die persente aangebied het, het hy al hoe meer oortuig geraak, dat hy dalk maar hierdie ding kan gaan doen. En toe die Here hom nou finaal toets en sê, nou gaan en ons sien, laat ons sien wat gebeur, maar jy moet vir my luister, toe vat hy die kans. En hierdie geskiedenis volg, van Biljam en sy donkie. Wat gebeur hier? Biljam dink dat hy sy voete op sy eie kan vind. Dat hy dinge so kan draai, dat hy dinge reg sal kan laat uitwerk, as hy net slim genoeg is. Maar in vers 34 lees ons, Biljam sê toe vir die engel van die Here, ek was verkeerd. Ek het nie geweet, dat u my in die pad laat voorstaan nie. As dit gaan nie, draai ek om. Toe sê die engel van die Here vir Biljam, gaan saam met die manne, maar jy moet net sê wat ek vir jou sê. Biljam is toe saam met Balak se amptenare. Biljam moes leer, dat hy sy voete alleen sal vind, in gehoorsaamheid aan die Here. En hierin is 'n baie groot les vir ons. Ons het nie donkies wat met ons gaan praat nie. As ons in ons voertuie klim en ons ry, jou voertuig gaan nie stop en jou aflaai as jy op die verkeerde pad is nie. As jy maar net weer sien, gaan jy verdwaal wees. Hier het 'n besondere ding gebeur, om Biljam tot insig te bring. En wat is daardie insig? Luister van die begin af na die Here en gehoorsaam hom. Biljam het gegaan, maar hy het nooit die volk vervloek nie. Volgens wat die Here vir hom gesê het, het hy die volk geseën. Balak was woedend hieroor. Maar eers toe het Biljam werklik sy voete gevind.
in gehoorsaamheid aan die Here. Ons probeer so baie keer ons voete vind op allerlei ander plekke in filosofie en in teologie en in populêre sielkunde, in opvoedkunde, baie keer in onsself, waar ons sê, maar ek sal besluit, want ek vertrou myself om die regte besluit te maak. Dis als goed en wel. Maar is daardie besluit in lyn met die wil van God? Is ons gehoorsaam? As ons kan sê ja, dan het ons die regte voete gevind. Dan gaan dit nie nodig wees dat 'n donkie vir ons verkleineer en met ons moet praat en ons soos gekke laat lyk nie. Maar dit is die vereiste. Gehoorsaamheid. Ongelukkig is gehoorsaamheid so 'n ongewilde konsep vandag. Ons soek elke loophole, elke dingetjie waar ons kan afwyk en dan regverdig ons dit en dan voel ons, dit is ons waarheid, so ons kan hierdie ding doen. Ons is nie dan gehoorsaam nie. Die hele woord, Ou Testament en Nuwe Testament, is so vol van God se wil. Van wat hy van my en jou wil hê in hierdie lewe. Hoe ons moet optree, waar ons moet heen gaan, waarmee ons moet besig wees, hoe ons ingesteldheid moet wees. Gaan lees gerus die bergpredikers. Dan sal jy hoor wat Christus van ons wil hê. So hoekom sukkel ons dan so om ons voete te vind? Het ons verleer wat gehoorsaamheid is? Ek wil jou aanmoedig om saam met my in hierdie jaar onder leiding van die Heilige Gees in diep en ernstige gebed en in woordstudie te leer wat gehoorsaamheid is. En ek weet, dan sal ons regtig ons voete vind. Mag dit waar wees vir jou en vir my in hierdie jaar. Shalom. O, Here, wees my lig, wees my krag. Elke asem wat ek neem, behoort aan U alleen. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar, mag hy